Nou, ons is besig met hierdie reeks van die boek van Rigters en Martie Foster se oulik om vir my te vra, Dominee, asseblief, jy moet hierdie reeks doen. Ons kan dit nie stop nie. En ek stoei met hom. Ek het op Maandag begin stoei met vandag se preek, want Rigters hoofstuk 8 en hoofstuk 9 raak nogal baie tegnies. Laas sou julle gesien het, het ek baie net geraak aan die einde van Gideon se lewe en ons het nie geweldige diepte gegaan nie, maar net om weer vir jou net so 'n bietjie oorsig te gee, net weer die kern van die boek uit te bring, kan jy gaan kyk dat die kern, die sleutel daarvan is dat die mens het gedoen wat goed was in sy eie oë en hulle het nie meer God behaag nie en hulle het eintlik in sonde geval. Nou as jy teruggaan na hoofstuk 2 toe en jy gaan kyk in hoofstuk 2 vers 10, dan word daar baie mooi vir jou en my beskryf en toe ook daardie hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar ander geslag na hulle op wat die Here en die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. Nou met ander woorde, ons kan duidelik sien dat dit is seker een van die grootste probleme wat ontstaan het in die hele boek van Rigters. Die volk staan op en hulle kies die Here en sê ons gaan hom dien, ons gaan hom volg, ons gaan hom behaag. En die eerste oomblik wat hulle weer kry om terug te val in die ou gewoontes, in die ou gemaksone doen hulle en hulle kies weer sonde, hulle kies die verkeerde en dan sit hulle weer in 'n plek wat hulle in ballingskap of in gevangenis of onder een of ander ding onder druk was en dat dit hulle baie keer klaargemaak het. Nou eintlik wat baie interessant is, as jy gaan kyk in hoofstuk 6, het ons gepraat van Gideon en hy het juist die parskei besig gewees om die graan uit te slaan en hy was bang gewees, vreesagtig gewees en die Here kom na hom toe in die vorm van die engel en sê vir hom, gaan in die krag van jou en hy sê vir hom, maar Here, ek is die geringste, ek is die swakste, ek kan nie gaan nie en hy sê vir hom, gaan in hierdie krag want ek is met jou, ek sal vir jou die oorwinning gee en die Here gee vir hom die oorwinning, maar as ons gaan kyk in Gideon se lewe, is daar 'n paar goeie wat gebeur het wat eintlik hom geweldige kompromie in sy lewe laat aangaan het. En eintlik as ons daarna gaan kyk, is Abimelek een van die kompromieë wat hy gedoen het. Want as jy weer teruggaan na die begin van die boek toe, dan sien jy dat daar was vir hulle baie duidelik gesê dat die Here gaan nie meer al hierdie volke van julle wegvat nie, omdat julle nie doen wat God behaag het nie, gaan nie hierdie ouens daar bly om vir julle toets te wees, om te kyk waar staan julle, om te kyk of julle in julle geloof gaan bly. En dit was duidelik vir hulle gemaak, julle mag nie met hulle trou nie, julle mag nie julle dogters of julle seuns vir hulle gee nie, julle moet weg van hulle bly, julle mag nie hulle afgode dien nie, en dit was die geloofstoets wat die heeltyd oor hulle pad sou kom. Nou eintlik wat baie interessant gemaak het is, ek het al baie die verhaal van Gideon gelees en baie in detail gekyk na Gideon, maar altyd dan stop jy na die oorlog en sê, daar's Gideon se verhaal verby. Maar as jy gaan kyk in hoofstuk 8, dan sien jy dat Gideon het gegaan en hy het eintlik droog gemaak. Hy het hierdie beeld gaan maak en hierdie ding, sê die woord vir ons, ek dink dis hoofstuk 8 vers 30, het 'n skrik of 'n stryd geword, nie net vir sy huis nie, maar vir almal wat na hierdie ding gekyk het. Met ander woorde, hy het 'n kompromie aangegaan om sonde in sy huis in te gebring het. Nou ek het ook vir jou laasweek genoem dat daar is die 3 G's wat vir enige man tot groot struikeling is en vir die vrou is dit eintlik seker maar 2 G's en 'n M. Girls, glory and gold en vir vroue is dit girls, glory, of nie girls nie, hopelik nie, ekskuus. Dis glory, gold and men vir die vroue. So asseblief vroue, ons praat nou nie van girls hier vir julle nie. Maar die groot stryd is, dat hier was Gideon se grootste stryd of val in sy lewe. Hoekom? Want as jy gaan kyk in hoofstuk 8, dan sien jy, hy het 70 seuns gehad. Kan jy jou indink? Dan kom die woord en beskryf en sê, want hy het baie vroue gehad. Nou een van die grootste probleme wat eintlik ingekom het is, hy het nie net 'n vrou gehad en gesê, ek en my huis ons gaan die Here dien nie, hy het hierdie vroue ingenooi, hulle afgode ingenooi, en dit het 'n bose deur oopgemaak vir afgodery. En uit een van hierdie vroue wat hy gehad het, was 'n byvrou gewees, en dit het hy uit Sichem uitgeneem.
Nou Sichem is een van die volke, een van die nasies, een van die groepe wat in die begin van Rigters vir ons duidelik gesê is, hy mag nie met hierdie mense meng nie. Hulle mag nie met hulle trou nie, hulle mag nie hulle kinders vir hulle eers gee om in verhouding te kom tree nie. En wat gebeur hierso? Gideon gaan, hy neem vir hom 'n byvrou, nog 'n vrou uit hierdie volk uit. Hy kry 'n kind by haar en hierdie kind is eintlik uit sonde uitgebore, uit kompromie uitgebore. En daarom kan jy sien hoekom hierdie jong man eintlik in 'n bose siklus hier begin in hoofstuk 9. Nou net vir jou gou interessant ook te noem, as jy gaan kyk na die betekenis van die naam van Gideon, dis Rigters hoofstuk 6 vers 11 tot 16, dan beteken dit dapper kryger of dapper held. Nou eintlik baie interessant is, jy sien baie keer dat hulle hom aanspreek as Jerub-Baal. En as jy eintlik daarna gaan kyk en sê waar het hierdie naam ingekom? Nou onthou die eerste opdrag wat die Here vir hom gegee het was om al die Baal se altare af te gebreek het in Rigters hoofstuk 6 en begin van hoofstuk 7. En as jy daarna gaan kyk en sien jy hy het dit gaan doen en die mense het gekom en gesê wie was hierdie een gewees en Gideon se pa het opgestaan en gesê dit was Gideon gewees en daarvan af het hulle hom begin noem Jerub-Baal en daar was die opdrag vir hulle gegee, moenie met ons kom veg of met hom kom veg of redeneer daaroor nie, laat julle eie God, laat die Baals kom veg, laat die Baals kom verklaar, laat die Baals kom opstaan teen Gideon oor hierdie altare wat gebreek is. So jy kan eintlik baie duidelik sien dat daar is nou 'n dubbele naam wat aan hierdie Gideon gegee is. Aan die een kant is dit dapper held en aan die ander kant is dit hierdie betekenis wat eintlik sê hy het die Baals plat geslaan. Nou dis wat duidelik vir jou en my daar bietjie in die agtergrond is, maar as jy eintlik nou gaan kyk hierdie seun van hom wat Abimelek is, dan is dit wat sy naam beteken, my vader is koning. Hy wil self koning wees. En dis waar die grootste stryd inkom. Die eie ek, die eie wil, die eie begeerte van die mens om te sê, ek wil in bewind staan, ek wil mag hê, ek wil autoriteit hê. En as jy daarna gaan kyk, dan kan jy sien, hier staan hierdie man op, Abimelek, wat uit die vrug van kompromie, uit die vrug van sonde uitgebore is, en dan sien jy die vrug daarvan in die hele huis van Gideon se lewe. En elkeen eintlik daarin beïnvloed word. Nou wat dit vreeslik interessant maak is baie keer dan praat mense van die sondes wat van die voorvader van geslag na geslag na geslag oorgedra word en hier kan jy baie duidelik eintlik sien die impak wat hierdie sonde gemaak het. 'n Verkeerde besluit om by 'n verkeerde vrou in 'n huwelik te tree, om 'n kind by hierdie vrou te kry en hy het hierdie kind Abimelek genoem en Abimelek se betekenis is juis ek wil koning wees. En as jy daarna gaan kyk, dan sien jy duidelik waar hoofstuk 9 dan begin. En ek lees hom gou vir jou. En Abimelek, die seun van Jerub-Baal, het heen gegaan na Sichem, na die broers van sy moeder, en hy het met hulle 'n geslag van sy moeder se familie gespreek en gesê. Nou luister mooi, die Abimelek het gegaan en teruggegaan na Sichem toe, na sy ma se familie en hy het met hulle gaan praat en eintlik kom manipuleer en die volgende gesê: spreek tog voor die ore van al die burgers van Sichem, wat is vir julle beter dat 70 man, almal seuns van Jerub-Baal, oor julle heers of dat een man oor julle heers en dink daaraan dat julle gebeente en julle vlees is. Nou luister mooi wat skryf hy. Hy kom na hulle toe en hy kom sê vir hulle, daar's nie 'n koningskap nie, daar's nie 'n heerskappy oor Sichem nie, maar hier kom hy en hy sê vir hom, wat gaan vir julle beter wees? Om 70 broers te hê wat vir julle gaan heers, 70 manne hê vir wie julle moet luister, of om een te hê wie julle voor moet luister? So uit die aard van die saak uit gaan hy al klaar sê, want weet jy wat, om 70 ouens te hê wat vir my rondodder klink bietjie nag. Dis so goed soos ek werk by 'n maatskappy en ek het 70 baase en die een kommunikeer met ander nie en elkeen wil in sy eie rigting gaan. Dis nag. So een klink definitief beter. En nou gebruik hy die volgende stelling. Abimelek sê vir hulle, en onthou, een van hierdie 70 broers is julle stamgenoot. Een van julle is julle vlees en bloed. Een is ek wat uit julle uitkom. Onthou, my ma is van Sichem af. So dadelik sê hulle, great, ons probleem is opgelos. Hier's iemand wat vir ons kan staan. Hier's 'n man wat vir ons
kan leef. Toe die broers van sy moeder al hierdie woorde voor die ore van die burgers van Sichem oor hom spreek, het hulle hart Abimelek gevolg, want hulle het gesê, hy is ons broer. Is dit nie amazing nie? Hier kom die hele land en hulle sê, okay, dis great. Hierdie man is ons boetie, hy is ons vlees, hy is van ons, so ons gaan hom in plek sit. Vers 4. Hulle het hom toe 70 sikkel silwer uit die huis van Baal-Beret gegee, en daarmee het Abimelek ydelle en ligsinnige manne gehuur, en hulle het hom gevolg. Nou kan jy jou indink, wat 'n soort mens het hy homself mee vergesel, as die woord hier kom beskryf, ydelle en ligsinnige manne. Dit klink vir my soos dronkenskap. Dit klink vir my soos ligsinnigheid. Dit klink vir my asof daar geen respek, geen autoriteit, geen liefde, geen verhouding is wat positief kan daaruit ontstaan nie. Nou wat doen hy met hierdie manne? Kyk gou na vers 5. En hy het in die huis van sy vader gegaan in Ofra, en sy broers, die seun van die Jerubbaal, 70 man op een klip vermoor, maar Jotam, die jongste seun van Jerubbaal, het oorgebly, want hy het weggekruip. Kan jy jou indink? Dis 'n familie gathering. Die stiefboetie kom in, hy kry al sy 70 boeties bymekaar en hy stel hulle nie voor aan sy ydelle en ligsinnige vriende nie. Hulle is almal daar en wat doen hulle? Hulle kry daai manne almal op een klip bymekaar en maak een vir een van hulle dood. 70 broers. Net een kom weg. Kan jy jou indink wat 'n skande dit moet wees? Wat 'n seer dit moet wees. Kan jy dink wat in Gideon se hart sou gebeur het as hy gehoor het hiervan? Genadiglik is Gideon al reeds in hoofstuk 8 aan die einde van hoofstuk 8 oorlede. En dan gaan kyk jy daarna na die woorde wat weer gespreek is. Luister gou mooi. Ek lees gou vir jou die laaste 3 verse van hoofstuk 8. Maar net tot Gideon dood was, het die kinders van Israel weer die Baals agterna gehoorieer en van Baal-Beret af vir hulle 'n god gemaak. En die kinders van Israel het nie gedink aan die Here, hulle God, wat hulle uit die hand van hulle vyand rondom gered het nie. En hulle het geen guns bewys aan die huis van Jerubbaal. Dit is Gideon vir al die goed wat hy aan Israel gedoen het nie. Met ander woorde, hulle het nie meer gedink aan Gideon nie. Hulle het nie meer gedink aan die oorwinning wat hy bekom het nie. Hulle het nie meer gedink aan die huis en die nalatenskap wat hy gegee het nie. Dis asof hy klaar is, verby is, dood is, weg is. En hierdie verhaal wat dan afspeel. Nou hierdie is vreeslik interessant, en as jy hierna gaan kyk, dan sien jy eintlik hoe klomp verskeidenheid van goede hier gebeur. Al 70 word doodgemaak, hierdie een seun het daar weggekruip, weggevlug, en jy gaan nou sien wat se rol hy spreek, en eintlik as 'n profeet, 'n boodskap wat hy vir hulle gee. Maar kom ons kyk gou verder. Daarop het al die burgers van Sichem die hele huis Milo bymekaar gekom en Abimelek gaan koning maak by die terpentynboom van die gedenkteken wat by Sichem is. Nou eintlik baie interessant, want jy gaan nou sien, hier word nogal van 'n paar verskeie bome gepraat in hierdie ding. So hy's by die terpentynboom, is hy koning gemaak. En onthou, Gideon was die koning. So eintlik het Abimelek geen reg, geen gesag, geen autoriteit tot die kroon of die koningskap enigsins gehad nie. Hy het dit vir homself geskep. Luister gou verder. Vers 7. Toe hulle dit aan Jotam meedeel, het hy op die top van die berg Gerizim gaan staan en sy stem verhef en uitgeroep en aan hulle gesê, luister na my burgers van Sichem, sodat God na julle kan luister. Eendag het die boom gegaan om 'n koning oor hulle te salf en aan die olyfboom gesê, wees koning oor ons. Nou kyk mooi, hier maak hulle die bome, hulle maak die bome groot en hulle beskryf die bome. So hier's die volk Sichem nou en hulle is eintlik die bome en die bome het nodig om 'n koning te kry en hulle sê vir die olyfboom heel eerste, word koning oor ons. Kyk die olyfboom se reaksie. Maar die olyfboom het vir hulle gesê, so ek my vettigheid opgee wat God die mens in my prys en oor die bome gaan swewe. Toe sê die boom vir die vyeboom, kom jy
wees koning oor ons. Die vyeboom antwoord en sê vir hulle, as ek my soetigheid en my goeie vrugte opgee en oor die bome gaan swewe, toe sê die bome vir die wingerdstok, kom jy wees koning oor ons. Maar die wingerdstok het vir hulle gesê, sal ek my mos opgee wat God en die mense vrolik maak en oor die bome gaan swewe. Met ander woorde, hy praat van 3 verskillende beginsels of 3 verskillende konings wat oor hulle kan heers. Elkeen sê, nee, ek sal nie koning wees nie. Dit verwys eintlik na die broers van Abimelek. Elkeen van hulle sê, nee. Maar hier kom Abimelek, die steekdoring, en hulle sê, kom jy wees koning oor ons. En die steekdoring het vir die bome gesê, as julle in waarheid my as koning oor julle salf, kom dan skuil my skaduwee, maar so nie, laat daar die vuur uitgaan en die steekdoring en die sederbos en die Libanon verteer. Nou hierdie raak vir ou baie de mekaar. En as jy hierna gaan kyk, dan sê mens, wat probeer hierdie man eintlik te vertel? En hy sê vir hulle eintlik, as julle kom om Abimelek koning te maak, as julle hom kom salf, as julle hom inbring om die leier te kom word, om die koningskap, om die troon te kom heers, en julle doen dit in waarheid, en julle doen dit op regheid, laat dit so wees. Maar as julle dit doen en julle maak skade in die naam van Gideon en julle maak skade in die naam van God, dan sal julle verteer word soos wat hierdie boom van praat, uit die doringbos uit, dat die seders en die Libanon dan verteer word. Kyk gou verder, vers 16. As julle nou in waarheid en in opregtheid gehandel het, deur Abimelek koning te maak, en as julle goed gedoen het aan Jerubbaal en sy huis, en as julle hom gedoen het na die verdienste van sy hande. Dis eintlik wat hy sê. Hier is die rede, as julle goed gedoen het om hom koning te maak, laat dit so wees. Vers 17. Julle vir wie my vader geveg en sy lewe gewaag het, en wat hy uit die hand van die Midianiete gered het. Hier word vir die eerste keer teruggewys na Gideon, Jerubbaal, na dit wat hy gedoen het, die oorwinning wat hy gekry het en gegee het. Maar vers 18. Maar wat vandag opgestaan het teen die huis van my vader en sy seun 70 man op een klip vermoor het, en Abimelek die seun van sy slavin koning gemaak het oor die burgers van Sichem, omdat hy julle broer is. Kan jy sien, hierdie man het gekom met 'n agenda, met een doel, om te sê, ek wil koning wees, maak nie saak wat nie. 70 man doodgemaak, 70 broers verwoes, 70 man se skade kom maak. As julle dan vandag in waarheid en opregtheid gehandel het met Jerubbaal en sy huis, wees dan vrolik oor Abimelek en mag hy ook vrolik wees oor julle. Hy sê hier vir julle, ek gaan julle nie oordeel nie, ek gaan julle nie judge nie. As julle reg gedoen het teenoor my vader se huis, as julle reg gedoen het teenoor Gideon se huis, laat julle vrolik wees, laat julle gelukkig wees met die keuse wat julle gemaak het as 'n koning. Hy gaan verder, maar so nie. Laat daar dan vuur uitgaan uit Abimelek en die burgers van Sichem en die huis van Milo verteer. Hy gee vir hulle die opdrag, hy gee vir hulle die autoriteit en sê, wees gelukkig, dien julle koning. Maar as hy vir julle die verkeerde een is, en as julle dit gedoen het in die verkeerde naam, sal julle verteer word. Sit nie stom hoe hy hierdie ding jou slaan nie. Eintlik skrikwekkend hoe dit gebeur nie. As jy hierdie gedeelte nou verder gaan lees, dan sien jy daar het die stad van Sichem teen Abimelek gedraai en hulle het 'n ander man opgestaan en genader en hy het begin uitroep en gesê, maar wie is Abimelek? Wie is hy dan dat hy koning oor ons moet wees? En hy het begin om manskappe bymekaar te kry en daar het eintlik 3 oorloë ontstaan as jy hierdie gedeelte verder gaan lees. Die eerste oorlog het Abimelek gewen en hy het die manne weggejaag en hulle het weg gaan kruip en so het hy daai oorlog gewen en daai duisende mense doodgeslaan, maar daar het baie mense nog steeds weggehardloop en hy het hulle agterna gesit en hierdie mense was vreesbevange vir Abimelek. En hulle het gesê vir Abimelek en hulle het gesê dat hierdie man gaan ons doodmaak. Hy gaan ons verwoes en hy het gaan wegkruip in 'n tempel.
En as jy gaan kyk wat gebeur het is, toe hulle by die tempel kom, toe vat hy takke, hy kap die takke af en hy sê vir sy manskappe, doen julle net soos wat ek doen. En hy vat hierdie takke en hy gaan pak dit om hierdie tempel neer en hy steek dit aan die brand. En almal van Sichem en Milo het hulle so in hierdie tempel dood gebrand. Dis die profesie wat sy broer gespreek het, toe hy gesê het, as julle nie reg gedoen het aan Gideon nie, as julle nie reg gedoen het nie, gaan julle deur vuur verteer word. Hier is hulle verwoes. Hier is hulle aangeval. Die woord het verder gegaan en ander het gehoor van wat het Abimelek gedoen en Abimelek het gedink grootkop begin kry en hy gaan hier die volgende geveg ook wen en hy het geveg en die mense het weer gevlug en hulle het in 'n groot toring ingeklim en hy het hier by hierdie toring gaan staan en gedink hy gaan hierdie toring afbrand en raai wat gebeur met hom. Hy gaan staan by hierdie toring en hy's gereed om aan die brand te kom steek en 'n vrou het 'n meelsteen gevat, daai wat hulle om 'n ou se voete gewerp het, vasgemaak het, wat hulle hom in die see ingegooi het, laat hy glad nie meer kon uitkom, dat hy verdrink het. Sy het so 'n steen gevat en uit die toring uit laat val bo op Abimelek. En hy wou nie bekend gestaan het as die man wat deur 'n vrou doodgegooi is nie. En hy sê toe vir sy knegte wat daar is, deur vir hierdie drigtelike manne wat daar is, hy sê, haal jou swaard uit en steek my dood, dat ek eerder deur een van my eie manne doodgemaak word, as wat daar storie moet loop om te sê, ek is doodgegooi met 'n klip. En hulle het hom so doodgemaak. Kan jy sien die kompromie wat Gideon gedoen het? Die vloek wat Gideon in sy eie huis ingebring het, die vloek wat oor hulle gehang het, die stryd wat daar was, vanaf daai beeld wat hy gemaak het, van die feit af dat hy geval het en verkeerde verhoudings gegaan het, soveel buiteegtelike kinders gehad het. En al daai het teruggekom na hom toe, dat hy al sy seuns verloor het, dat sy seun wat koning oor homself gebring het, dood is, verwoesting gesaai is, en dat Gideon se naam eintlik deur die modder gesleep is. Dis skrikwekkend wat kompromie in jou en my lewe kan doen. Dis skrikwekkend om te besef hoe gevaarlik dit kan wees in ons eie lewe en dit gebeur so maklik dat 'n ou verkeerde besluit neem, dat 'n ou iets doen of iets sê wat nie tot eer van God is nie. En daarom is dit 'n waarskuwing uit hierdie boek uit wat die Here vir ons kom gee om te sê, moenie 'n pad van kompromie stap nie. Moenie 'n verkeerde keuse maak nie. Moenie dieselfde foute maak as wat Gideon gemaak het nie. As Gideon vasgehou het aan die Here, as Gideon bly glo het in die Here, as Gideon bly staan het as die knegt van God en nie geval het vir vroue in sy lewe nie geval het vir die goud en sy eie beeld gemaak het nie, was daar nie hierdie ding wat hou vas op sy lewe gekry het nie. En dan 10 teen 1 sou Abimelek nie daar gewees het nie en die sonde van Abimelek nie uitgekom het nie. Een verkeerde besluit wat 'n hele volgende generasie van mense beïnvloed. Wat is die verskil tussen Abimelek en Jesus? Abimelek het gesê, ek wil koning wees. Jesus het gesê, nie my wil nie, maar u wil geskied. Hier's die groot geheim. Ek en jy kan soos Abimelek wees en sê, Here, ek wil geëer word en ek sal dit doen en ek sal dit bemagtig en die eie ek, of ons kan na u toe gaan en sê, Here, wees my sondaar genadig. Moenie dat my wil geskied nie, maar laat u wil geskied in my lewe. Tweede groot verskil wat daar is Abimelek gebruik mense om sy koninkryk te bou. Hy gebruik mense wat hy kon koop om te sê, kom veg vir my. Hy manipuleer mense om te kom waar hy moet kom. Jesus het gekom en hy het homself gegee om sy koninkryk te bou. Kan jy jouself indink, hier hang Jesus aan die kruis en hy sê vir die mense, Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dis die groot verskil. Ek en jy kan daar wees en sê, ek gaan mense gebruik, ek gaan seermaak, ek gaan enigiets doen om my stempel af te druk. Of ek kan net sê, Here, laat u wil geskied. Abimelek laat mense sterf, sodat hy kan regeer. Jesus lê sy lewe neer, sodat ander kan leef. Abimelek bou sy eie koninkryk. Jesus bring die koninkryk van God.
As jy gaan kyk na dit, dan is hier eintlik 'n groot ding en ons het eintlik so in die mannebediening gisteroggend geraak daarin wat ons gepraat het van vertrou jy God, gaan jy vas staan, gaan jy tevrede wees met dit wat jy het, wat God vir jou gegee het. En eintlik is dit een van die grootste kompromieë wat ons maak, want ons is nie tevrede met dit wat die Here in ons lewe gebring het nie. Ons wil altyd meer hê, ons wil altyd nog hê, maar wat gebeur? Ons val in 'n gemaksone, ons val in 'n plek wat ons net opkom, wat ons fokus op onsself en ons vergeet van geloof en ons vergeet van Christus. Matteus 6 sê dit vir ons baie duidelik, wie kan 'n el by sy lente voeg deur hom te kwel oor die dag van môre? Dan antwoord die woord ons en sê niemand nie. Dan gaan hy verder en sê die Here sal vir jou sorg, hy sal vir jou voorsien, net so kosbaar soos wat die swaalkies is. En kyk, hulle werk nie, hulle stoor nie, gee hy vir jou en sal hy vir jou voorsien. Dan kom hy in 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou gegee word. Wat is belangriker as om kompromie aan te gaan, as om jou eie wil na te laat of na te jaag, is om na God toe te gaan en te sê, Here, ek soek U wil vir my lewe. As Abimelek die keuse wat hy gehad het, aanvaar het om te sê, Here, ek wil anders leef, sou sy uiteinde anders gewees het. Die Here kon hom koning gemaak het sonder om sy broers dood te maak. Die Here kon hom gebruik het as 'n kragtige leier, want hy was 'n kragtige leier. En hy kon 'n verskil gemaak het vir God se koninkryk. Maar wat het gebeur? Hy was nie bereid om sy eie wil, sy eie ek neer te lê aan die kruis nie. En het hy die gevolge van sy pa se verkeerde keuses gedra en het hy sy lewe verloor. Die groot vraag, wie sit op die troon van jou lewe? Want as ek en jy gaan kyk na dit, dan kan dit baie dinge wees. Dit kan die eie ek wees, dit kan mense wees, dit kan besittings wees, dit kan jou gesin wees, dit kan jou vrou wees, dit kan jou kinders wees, dit kan jou man wees, dit kan enigiets wees wat jy hoor ag as God. En dis een van die grootste kompromieë wat ons maak. Die Here het gesê in sy woord, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Hy wil met jou en my in 'n verhouding staan. Hy wil jou hê as sy kind. Hy wil jou by die hand vat, hy wil jou lei, hy wil jou kom sterk maak. Maar al wat jy moet doen is van die troon afklim. Is jy bereid om af te klim? Is jy bereid om vir God alles te gee? Sien, ek en jy in baie opsigte van ons lewe is ons Abimelek. Ek wil, ek gaan, ek sal enigiets doen. Is jy bereid om moord te pleeg om te kom waar jy wil kom? Of is jy bereid om op jou knieë te sak en te sê, Here, ek gaan U volg. Dis nie moeite werd nie. Elke keer as mense kompromie aangaan of sonde aangaan en alles in hulle lewe verloor het, weet jy wat sê hulle vir jou na die tyd? Dit was nie die moeite werd nie. Daai bietjie plesier, daai bietjie genot, dit was nie die moeite werd nie. Hoekom doen ons dit so maklik? Hoekom gee ons so maklik op? Hoekom doen ons so maklik kompromie? Kompromie gaan vir jou en my verseker gevolge dra. Ek en jy gaan dit nie dadelik sien nie, maar as dit uitgekom het, gaan hy ontkiem, gaan hy groei, gaan hy ontwikkel en gaan jy sit met Abimelek, met die seer. As jy wil gaan kyk na kompromie, kan jy na Dawid gaan kyk met Batseba. Dawid het groot sonde daar gepleeg. Wat het gebeur? Hy het haar man gaan doodmaak want hy wou haar en die kind by hom gehad het. Wat het gebeur? Die kind het gesterf. Wat het in sy huis gebeur? Sy een seun het sy een sussie verkrag. Hy het die ander broers, daai ander boetie wou doodmaak. En so kan jy sien hoe daar soveel dinge gebeur het met hierdie man se lewe. Kompromie, kompromie, kompromie. Maar Dawid wat self ook kompromie gemaak het. Wat is die groot verskil gewees tussen Dawid, Gideon en Abimelek? Dawid het na die Here toe gegaan en gesê, Vader, vergewe my. Vader, wees my sondaar genadig. En ek dink dis die groot ding wat ek en jy vandag moet leer en moet doen. Ek en jy gaan kompromie maak. Ek en jy gaan sonde in ons lewe toelaat. Ek en jy gaan verkeerde besluite dra of neem. Ek en jy gaan baie keer die gevolge dra van verkeerde dade wat ons gedoen het in ons lewe.
Maar die grootste ding, wat die grootste eer en die seën in jou lewe kan wees, is jy wat na die Here gaan na die kompromie en sê vir hom, Here, ek is jammer. Vergewe my. En weet julle wat is so kosbaar? Die Here se genade is daar vir jou. Hy sal jou kom optel, hy sal jou kom oprig. Hy sal vir jou sê, my seun, weet jy wat? Jy's okay. Ek spreek jou vry. Ja, jy gaan nog seer dra. Ja, jy gaan dalk nog deur die pyn moet stoei. Dawid moes die gevolge dra van sy sonde. Abimelek moes die gevolge dra van sy sonde. Gideon moes die gevolge dra van sy sonde. So gaan ek en jy die gevolge dra van ons sonde. Maar is jy bereid om dit voor die kruis van Jesus neer te lê? Want daar's oorwinning by die kruis van Jesus. Een ding die week is ek weer by 'n paar begrafnisse en ek sal hierdie woorde seker nooit vergeet nie. Die een predikant sê daar, Satan ken jou naam, maar hy roep jou by jou sonde. Hy ken jou naam, maar hy roep jou by jou kompromie, by jou foute, by jou pyn en hy hamer daar. God ken jou sonde, maar hy roep jou by jou naam. En hier's die groot geheim. As hy jou roep, moet ek en jy sê, ja Here. Ja Here. Atti vertel vir ons laasweek en dit pas eintlik so mooi in van hulle klein seun wat 'n ander seentjie gryp en vir hom so skud en vir hom sê, wake up. Wake up. En weet julle wat? Partykeer roep die Here jou by jou naam. En wat hy my en jou nodig het om ons te kom ruk en te sê, Daniel Groewe, word wakker. Daniel Groewe, word wakker. Daniel, word wakker. En is nodig dat ek en jy moet wakker word, dat ons nie kompromie maak nie. En die Here gee vir ons die krag om in sy oorwinning te staan. Ek wil graag hê, Derek, as jy vir ons daai volgende liedjie net kan speel daarbo asseblief, dat julle net sal luister gou na hierdie woorde. I have failed, I have tried. Luister net gou na hierdie lied. Dis die verkeerde liedjie. Dis wat gebeur as ek nie 'n naam vir hom gee voor die tyd nie. I was talking to him on the back road at 2 a.m. Said, Lord, I thought I was stronger, but here I am. The silence felt like thunder in the places I still hide. I know grace is for the broken, but tonight I'm terrified. I told myself this time I'd walk the line, leave the whiskey and the ghost behind. Temptation's got a patient way of finding cracks in a sinner's spine. I remember Mama praying, hands shaking in the pew, saying some road is narrow, but mercy's wide for you. I believed it every Sunday, till the night I lost my way. Now the devil knows my weakness, and he calls me by my name.
Said I've been running from forgiveness for about 20 years. Something in his trembling voice felt like looking in a mirror. Shame can build a prison out of every little fear. I've been wearing holy language like a code that hides the pain. But the truth is I'm still learning how to trust amazing grace. Underneath these city street lights, I can hear my spirit say, every saint was once a sinner who just never walked away. God, I tried, but I failed again. My knees hit the ground like thunder. I'm right back where I've always been. Every promise that I swore I'd keep slipped back through my hands. But mercy still remembers me. Lord, help me stand again. 'Cause I know grace ain't something that a broken heart can end. But if your love still reaches for the souls that never learn, God, I try. But I fail again. Every part of me heaven. Maybe grace is where we land. Maybe every shattered moment is still held inside your head. If the cross was built for failures, then I guess there's hope for me. 'Cause redemption writes a story even sinners get to see. God tried, but I fail again. But your mercy sounds like thunder, calling broken hearts back in. Every road I made away on led me back to you somehow. And the place I couldn't find before is falling on me now. And forgiveness is a river. Let it wash my past away. 'Cause the sinner that I was last night ain't the man I'll be today. God, I tried. I failed again. But your love help me rise again. Hoeveel van ons het nie al gevoel, Here, ek het geval. Ek het daai lyn getrek en gesê ek gaan so leef, ek gaan reg wees. Ek gaan nie weer kompromie maak nie. As jy ooit vir dan het jy weer geval. Dan het jy weer gestruikel. Dan het jy weer verkeerd gedoen. En dan sit jy daar en dan sê jy, Here, maar ek sukkel al so lank. Hoeveel jaar om myself te vergewe? Hoeveel jaar hardloop ek weg van die genade van God af? Maar weet jy wat, daar's hoop. Jesus se kruis en sy hand steek uit na jou toe en sê, my kind, ek's lief vir jou. My kind, ek sal jou oprig. My kind, ek sal jou help. Al wat ek en jy moet doen is om dit nie in ons eie krag te veg nie, maar in die krag en in die oorwinning van die Here. Hy sal jou kom help. Hy sal jou kom optel. Jy kan later in jou lewe terugstaan en sê, maar dis vreemd, hierdie ding is nie meer vir my kompromie nie. Dis nie meer vir my 'n vreemde ding wat ek bly struikel voor nie. Hoekom nie? Want God het my die oorwinning gegee. Jy hoef nie te val nie. God se krag, God se liefde, God se genade is daar vir jou en my. Hou vas aan hom. Kom ons bid saam. Here, ek kan vandag net na U toe kom en vir U kom dankie sê. Here, dankie dat ons kan weet dat U vir ons oorwinning kom gee. Dankie dat U ons by die hand sal kom lei en dat ons kan weet dat al het ons dalk die vrug van 'n ander een se kompromie geword, of dalk dat ons deur die pyn en die smarte van hierdie lewe gaan wat kompromie en sonde is, en dat ons hoeveel keer al geval het, hoeveel keer gestruikel het, is die genade daar vir ons. En dit beteken nie dat ons net kan voortgaan in sonde nie. Maar Here, dat ons dit kan bely vandag voor U en kan sê, Here, wees my sondaar genade.
Ek bid en vra Here dat U ons elkeen sal optel, dat U ons elkeen sal vertroos, dat U ons elkeen sal versterk en dat U ons elkeen die krag sal gee sodat ons staande kan bly in hierdie oorlog wat ons veg en dat U ons elkeen net sal kom help. Ons vra dit in Jesus se groot en heilige naam. Amen. Dankie Johan.